Ek is Ronel Besuidenhout. Ek het al soveel keer oor hoop geskryf, dat ek nie gedink het dat ek dit nou in die volgende maande gou weer sal doen nie. Maar dan gebeur daar 'n interessante ding en besef jy, dis inspirasie. En is inspirasie nie iets wat van die gees afkom nie. En daarom moes ek luister. Komende Woensdag, die 1 Mei, begin ons met 'n splinter nuwe maand. Maar eintlik is ons nog in Paastyd. Pinkster volg Paase op, maar dit begin eers die 19de Mei. So wat maak ons in hierdie volgende 3 weke tot en met Pinkstertyd? Intussen ontvang ek 'n boodskap van 'n predikant-kollega wat juis vir my vra of ek nie weer oor hoop sal skryf nie. Hy wil iets graag in sy gemeente daaroor gebruik en hy verduidelik, ons is op pad na 'n nasionale verkiesing. Die land se situasie is so plofbaar. Soveel dinge kan skeefloop. Soveel gelowiges bid, maar soveel gelowiges voel dat dit ook so 'n hopelose tyd is. Nie net in ons land nie, maar dit lyk so donker op die internasionale grense. Onlangs het ek na 'n debat op 'n internasionale televisiestasie gekyk, waar mense gesels oor die moontlikheid van 'n 3de wêreldoorlog. En dit kan tog nie. Kan ons so 'n hopelose tyd moet ingaan? Maar wat beteken dit vir gelowiges om hoop te hê? En net daar het ek besef dat hoop 'n Paasfeesding is. As dit nie vir opstanding was nie, het ons nie hoop gehad nie. Dis juis Paasfees mense wat die hoop vir die lewe moet verteenwoordig. Ons leef die hoop uit. Daarom nooi ek jou uit na 'n nuwe reeks net vir die volgende 3 weke tot Pinkstertyd kom, wat ek bloot Paasfees hoop noem. Hoe lyk die hoop? Hoe lyk die hoop wat Paasfees vir ons bring? En waarom noem ons juis mense Paasfees hoopvolles? So ek nooi jou uit dat ons op die 1 Mei met 'n nuwe reeks begin. Daagliks stuur ek dagstukke uit, 6:30 in die oggend of saans 9:00, en jy kan self besluit watter tyd jy dit wil ontvang. As jy dit reeds ontvang, hoef jy nie hiervoor te registreer nie, maar nooi vriende uit om deel te word van hierdie groeiende internetbediening. Laat hulle registreer op my webblad. Die adres sal op die skerm verskyn. Hulle kan bloot 'n WhatsApp boodskap stuur na my selfoon toe, net met 'n naam en watter tyd van die dag hulle dit sal verkies. Hierdie is 'n gratis bediening. Ek is volledig afhanklik van donasies om dit op die lug te kan hou. As jy dit kan bekostig, is in jou finansiële vermoë, wil jy dit nie asseblief oorweeg om my te ondersteun nie. Soveel mense lees dit gratis en ek sal dit so graag vir hulle wat dit nie kan bekostig nie, so wil hou. Maar juis daarom het ek ander se bydraes nodig. My bankbesonderhede verskyn op die skerm en dit sal vir my voorreg wees as jy een van die mense kan wees wat hierdie bediening ondersteun. Mag Paase vir jou 'n hoopvolle tyd wees. Mag die res van Paastyd vir ons 'n biddende tyd wees. Mag ons Pinksterdag met reikhalsendheid inwag en mag ons verkiesing ingaan wetend God is in beheer van ons land. Mooi bly.